Ons is besig met 'n reeks oor ek is en ons praat oor 'n paar goed wat Jesus gesê het en ons gaan vanaand aangaan met dit. Maar ek wil vanaand spesifiek begin deur vir jou 'n vraag te vra. En jy moet nie hardop antwoord nie. Ek wil net hê jy moet vir 'n oomblik hieroor dink. Wat is die goed in Suid-Afrika, ons land, wat eksklusief is vir sekere mense? So net sekere mense kan hierdie doen, nie almal kan hierdie doen nie. Inteendeel, daar's 'n klas van mense wat hulle doen hierdie. Nou, ek het voor die tyd vir die band bietjie gevra wat is hulle opinies en iemand het gesê dis is om by Woolies te koop. Net sekere mense kan by Woolies koop. Hoor, julle kan maar lag, hoor. Julle is baie styf. Ander mense koop nou weer by Checkers. Ek myself so nou en dan op Sondagmiddag koop ons by Pick n Pay hoender, want hulle hoender is die goedkoopste en is lekker. En die res van die week Checker 60 ons. Nee, ek grap, ons Checker 60, want dit is baie duur om te Checker 60, né? Hulle vat 'n klomp geld, maar daar's 'n paar goeders wat so bietjie eksklusief is. Ek dink aan e-bucks. Wie van julle het e-bucks? Kan ek dit gou sien? Enigiemand hier wat e-bucks het? Is net so 'n paar van julle. Julle weet jy kan dit nie meer by Checkers gebruik nie, né? Dis nou eksklusief tot Pick n Pay. Ja. Van einde Februarie wat nou verby is, ons is nou in Maart, kan jy nie meer jou e-bucks gebruik by Checkers nie, jy kan dit nou net gebruik by Pick n Pay. Maar dan kom jy by Pick n Pay en dan is die Vitality mense word voorgetrek, hè? Ek het Vitality. Het jy al gesien daai mense, hulle almal het Apple Watches, hulle gym by Virgin Active of soos die Afrikaanse mense sê maagdaktief. Jy weet, hulle dink hulle is so 'n bietjie beter as almal want hulle het hulle goal gereach hierdie week. Kan ek het gesien wie het Vitality? Steek net gou jou hand op. Okay, ja, ons sien 'n hand daar agter wat so trots is. Hannes, jy ook. Ag nee. Okay. So jy weet jy het die Vitality mense en dan kry jy die Momentum mense. Waar is die Momentum mense? Kan ek net shame kyk hoe gaan daai hande so op. Jy weet, ons het nie meer na die einde van die jaar ons voordele nie. Julle weet dit verval ook, né? Nee? So sorry, I'm the bearer of bad news vanaand. Okay? En dan kry jy daai mense soos ons wat by Sanlam is, want Sanlam is die beste. Ek het die Vitality nie. En dan kry jy natuurlik, ek weet nie of julle al in winkels gestaan het en dan gaan koop jy goed en ek vat nie gewoonlik 'n beursie saam met my nie want ek Apple Pay alles natuurlik is dit ook eksklusief as jy 'n iPhone het, né? Waar's my Apple stolies? Waar's my iPhone mense? Kan ek dit julle is die beste mense in die wêreld. Samsung, julle is so vanaand shame. Dis bid baie vir julle. Enigiemand wat 'n Huawei het. Hy shame. Hier's twee van julle. Okay, in elk geval, hulle is blykbaar baie eksklusief. en so wat gebeur is ek kom by die winkel en dan wil ek betaal en dan sê hulle vir my, "Sir, do you have the Checker 60 card?" Of nee, is dit nie Checker 60 nie. Wat noem mense daai kaart? Extra savings. Dan vra hulle vir my, dan sê ek altyd so, "No, my wife has the card." En dan sê iemand altyd agter my, "Jy kan maar my kaartjie leen." En dan gee hulle vir my die kaartjie en dan voel ek so of ek die reëls breek, ek weet nie hoekom nie. En dan swipe ek maar die kaartjie en dan gee ek dit terug. Wie van julle het 'n extra savings kaart? Kan ek net sien? Hier's 'n paar van julle. En ons 'n paar van julle wat dit nie het nie. Okay? So dis 'n eksklusiewe ding. Wat het ek nog hier neergeskryf? Daar's soveel goed in ons land. Natuurlik, as jou kind in 'n Kiro skool is, dan is jy super eksklusief. Okay? Het julle gesien daai kinders wat in Durbanville daai landwyd nuus gemaak het want hulle het dinge met hulle baadjies gedoen? Het julle daai gesien? Doen jouself 'n guns, dan gaan tik jy in Durbanville Kiro en dan gaan kyk jy wat het hulle gedoen. Hulle het baie cool bewegings gemaak wat hulle baadjies oop en toe gemaak het. Dan maak hulle shapes en toe skryf iemand, "Ja, dis wat baie geld jou kry in 'n privaat skool as jou kind weet wanneer om sy baadjie oop en toe te maak." Okay? Baie eksklusief. En dan natuurlik, as jy in Suid-Afrika bly, is daar sekere areas in Suid-Afrika waar dit baie eksklusief as jy daar bly, soos Val de Wie. Wie van julle weet waar Val de Wie is? Okay? Hier's min van julle wat weet. Die rede hoekom jy nie weet nie, is dit so eksklusief. Jy moet baie geld hê om daar te kan bly. Mense soos byvoorbeeld Pieter Steff de Tooy, byvoorbeeld. Weet ek is een van die mense wat daar 'n huis het. So super eksklusief. Hier in Klerksdorp, waar is die eksklusiefste plek om te bly in Klerksdorp? Wat sal julle sê? Ek kan nie hoor nie, skree harder. Doringkruin. Ek bly in Doringkruin. Wel, ek wil net vir julle sê, ek is happy met Flamwood. Waar is my Flamwood mense? Ja, Flamwood! Okay, in elk geval, sorry. Eksklusiwiteit is hierdie ding wat beteken, ek het iets wat niemand anders het nie. En dikwels wat gebeur wanneer ons praat oor eksklusiwiteit, is dat ek dink my manier
En dit wat ek het is beter as jy. Ek meen, vat net die iPhone en Android debate. Almal wat iPhones het, dink iPhone is beter en dis hoekom hulle eksklusief iPhones het. En hulle mag dalk reg wees en ek dink hulle is reg. Ek dink is die beter foon, maar ek besef ook dat ons baie voordele wat die ander kant bring. En hulle glo nou weer, hulle is reg en hulle wil nie, jy weet, want almal sal dit dis so duur om 'n iPhone te hê. En so daar's hierdie twee kontrasterende kante. En sekere mense sê ek kies om net by Woolworths te koop want almal sê dis duurder, maar eintlik kry jy beter goeders en dit hou langer. Ja, Susan, want hulle spuit 'n klomp goed daarin. Okay, en dit hou langer. Ek joke net, hoor. En aan die ander kant het jy nou mense wat sê ek draai elke sent om, so ek koop eksklusief by hierdie winkel. En jy het tot sekere mense wat eksklusief klere koop. Hulle koop dit by een plek want hulle dink hierdie plek se klere is beter as daai plek se klere. En jy kan in jou eie lewe gaan ondersoek instel. Daar's 'n klomp goeders wat mense eksklusief aan vashou. En waar ek vanaand met jou wil praat en die rede hoekom ek hier begin is want Jesus kom en Jesus maak 'n willestelling in Johannes 14. Hy kom hierso en wat hy eintlik kom sê in Johannes 14 is hy kom sê ek is die eksklusiewe pad na die Vader toe. Hy sê daar is net een pad hemel toe en dit is deur my. Hy kom hierso in Johannes 14 vers 6 en hy sê die volgende. Hy sê ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Jy sien wat Jesus hier kom sê, hy sê ek is die eksklusiewe pad hemel toe. Dis eintlik wat hy sê en ons gaan nou 'n bietjie gesels oor hierdie drie gedagtes, die weg, die waarheid en die lewe. En wat Jesus sê, hy sê ons baie mense wat baie opinies het oor 'n klomp goeters oor hoe jy hemel toe kan gaan. Engels mense het hierdie sê ding, all roads lead to heaven. No they don't. Jy sien wat Jesus hier kom aanspreek is Jesus maak eintlik 'n stelling wat 'n paar ouens omkrap in ons tyd en in ons lewe. Hy kom sê so ek is die eksklusiewe een wat jou hemel toe kan vat. As jy nie deur my gaan nie, kan jy nie eendag by die Vader uitkom nie. En ek deel hierdie vanaand met jou want ons is besig met hierdie ek is stellings en ek kan vir julle sê die eerste week het ons gepraat oor ek is die brood van die lewe, met ander woorde Jesus voorsien. Ons is so almal dankbaar dat ons weet en ons praat nie net van fisiese voorsiening nie. Ons het gepraat oor dat Jesus sê ek is die brood van die lewe. Dit wat Jesus vir jou gee geestelik, dit voed jou en laat jou groei in die persoon wat jy moet wees. Die tweede week het ons gepraat oor ek is die lig van die wêreld. Met ander woorde ons weet daar's 'n klomp bose goed in hierdie wêreld en is partykeer baie duister in hierdie wêreld en die manier hoe Jesus in ons lewens inkom, dryf hy die duisternis weg. En ons kan 'n impak maak in die wêreld. Die derde week en het ons gesels oor hierdie twee gedagtes saam toe Jesus gesê het in Johannes 10, ek is die hek vir die skape en ek is die goeie herder. En wat Jesus kom sê het in hierdie twee gedagtes is dat hy is die een wat na jou omsien. Hy is die een wat jou beskerm teen die aanval van die wolf. En dit is vir ons laasweek gesels het. Maar nou vanaand kom hy hier en nou al die eerste 3 weke en die eerste 4 stellings wat hy gemaak het, ek is die brood, ek is die lig, ek is die hek vir die skape en ek is die goeie herder. Al hierdie is wonderlik. Maar al dit wat Jesus sê, het baie betrekking tot hierdie lewe. En die stelling wat Jesus hier kom maak in dit wat hy nou hier kom deel, het baie meer betrekking op die volgende lewe. Dit het 'n impak op hierdie lewe, maar dit is spesifiek met die fokus op wanneer jy die dag sterf, wat lê vir jou volgende? En ek weet nie wanneer laas het jy hieroor gedink nie, want baie van ons, dit maak ons so gemaklik wanneer ons dink oor wat gebeur met my as ek doodgaan. Dr. Isaac Burger, wat lank die president van die AGS was, het hierdie boek geskryf, 5 minute na die dood. Wat hy praat oor wat gebeur as jy doodgaan. Nou julle net baie snaaks, ek was graad 9 en my ma het vir my die boek gegee eendag en gesê, "Maries, jy moet hierdie boek lees." Ja, mamma. En ek gaan toe skool toe en juffrou sê, "Hoor jy, hou julle self besig en die boek is toe in my tas en ek haal hom toe uit en daar staan die 5 minute na jy doodgaan en die juffrou sê, "Marius, wat se dodgy boeke lees jy?" Ek sê, "Nee, vrou, dit gaan nie oor ontbinding en goed nie, dit gaan soos oor jou ewige lewe blykbaar." En toe sit ek hom net terug in my tas. Ek het tot vandag toe nog daai boek gelees nie. Ek weet wel die beginsel wat Dr. Isaac Burger oordra, hy sê, wanneer jy doodgaan, dan gebeur daar iets. Jy gaan hemel toe of jy gaan hel toe. En dis hoekom hy gebruik hierdie woorde 5 minute na die dood, maar ons weet nie noodwendig of dit 5 minute is nie. Ek het so 'n idee en dis my siening, as ek die Bybel reg verstaan, as jy doodgaan, gaan jy jou oë oopmaak en alles is verby. Onthou, God beweeg buite tyd. So dis hoekom 5 minute na die dood is dalk nie die beste van temas nie, maar ons het tyd buite tyd nie. Maar Jesus kom hier en hy vra die vraag, wanneer jy sterf, besef jy dat daar's net een manier om na die Vader toe te gaan.
En die rede hoekom Jesus hierdie sê, is in Johannes 13 het hy begin om vir die disippels te waarsku. Ek gaan nou vir julle die hele gedeelte in Johannes 14 lees. Maar in Johannes 13 kom Jesus by die disippels en hy sê vir die disippels, hoorie so julle, die tyd kom al nader vir my om te sterf. Die tyd kom al nader wat ek my lewe gaan neerlê en ek gaan in die kruis hang en 3 dae later gaan ek opstaan uit die dood uit. En Petrus raak soos, hy sê, Jesus, nee asseblief nie. Ek gaan saam met jy, as jy kruis toe gaan, hy het nie gesê kruis nie, want Jesus het nie vir hulle gesê presies hoe hy gaan doodgaan. Hy sê vir hulle, ek gaan doodgaan, ek gaan doodgemaak word, dit gaan nie my keuse wees nie, ander gaan my doodmaak. En Petrus sê vir Jesus in Johannes 13, Here, ek sal saam met jy gaan, waar ook al jy gaan. En Jesus draai om na Petrus toe en hy sê, Petrus, jy sê nou dit, maar later gaan jy my ontken 3 keer voor ander mense. En Petrus is van, ek nooit. Is dit nie baie keer ons nie? Here, ek weet dat U is die enigste manier om in die hemel te kom. En dan begin ons dalk aan 'n paar ander goed vashou. Of ons laat Jesus in die steek. Ons tree anders op as wat Jesus vir ons dalk genooi het om te doen. En so wat Jesus hier kom is hy sê vir hulle ouens, daar kom 'n tyd en julle gaan deur 'n moeilike ding gaan, maar ek wil hê julle moet die volgende onthou in dit. En dan kom ons in Johannes 14. Jesus berei hulle harte voor vir wat kom. Dan sê die volgende. Hy sê moenie ontsteld wees nie. Julle glo in God, glo ook in my. In my Vader se huis is daar baie woonplek. En as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle 'n plek reg te maak. En as ek gegaan en vir julle plek reg gemaak het, sal ek terugkom en die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waarheen jy gaan nie, hoe kan ons dan die weg ken? En Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe en niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Nou die beeldspraak wat Jesus hier gebruik is fascinerend. Wat Jesus hier sê, is hy sê ek gaan weggaan soos 'n bruidegom weggaan om 'n plek voor te berei vir die bruid. Hierdie woorde wat Jesus hier gebruik in 'n Joodse konteks, as jy nie weet hoe dit werk, is eintlik hierdie baie mooi gedagte wat 'n man het gegaan en hy het verloof geraak en wanneer hy verloof geraak het, het hy weggebreek van die vrou. Hy het die vrou nie gesien nie en hy het hulle huis gaan voorberei. Hy het gegaan in 'n kamer gaan voorberei. Hy het gegaan en gesê, "Wel, wanneer my vrou in hierdie huis instap, is dit hoe ek wil graag hê dit moet lyk. Ek gaan vir ons 'n woning bou en hy die plek gaan regkry." En gewoonlik hoe dit werk, hulle het nie soos ons nou wat jy het maande vooruit 'n venue bespreek nie. As die plek reg is, dan kom die bruidegom terug en hy kom haal sy bruid en hulle laat weet almal dis tyd vir die bruilof en dan het hulle partytjie gehou en hulle het saam gekuier en hierdie twee was dan getroud en hulle dan saam gegaan na hulle woning toe. En dis dieselfde beeldspraak wat Jesus hier gebruik. Hy sê julle, die kerk is my bruid. Julle as my volgelinge is my bruid en ek as bruidegom gaan reg om vir julle iets voor te berei want ek weet waar ons gaan woon na hierdie lewe. Ons gaan met my Vader woon. En so hy breek weg en hy gemaak dit reg en hy sê vir hulle, maar die enigste manier hoe julle daar kan kom, antwoord hy vir Thomas. Hy sê, Thomas, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Nou eintlik wat Jesus hier beantwoord, is iets wat in vandag se tyd baie bevraagteken word en dit is, hoe kom ons in die hemel? Is daar baie maniere, is daar een manier en Jesus antwoord hierdie, want Jesus het ook geweet natuurlik dat in 2025 gaan 'n klomp gesprekke hieroor plaasvind en as jy enigstens met jong mense gesprekke tree in vandag se wêreld, dan is daar 2 spesifiek, een is besig om dood te gaan, maniere om na godsdienst te kyk en die manier om te gaan na hemel toe. Die eerste ene is polytheïsme. So polytheïsme, poly beteken baie, theïsme beteken God. So daar's baie gode. En dis basically soos Griekse mitologie. Jy het vir Zeus, en jy het vir Hades, en jy het vir Aphrodite, en jy het al hierdie verskillende gode. En jy kan hulle almal aanbid, en hulle almal gee nie om as jy een of 'n klomp aanbid nie, hulle is nie jaloers op mekaar nie. En wat sê jy ook al aanbid is van, jy moet vir hulle gee wat hulle vra, wanneer hulle vra. Jy moet offers bring wanneer hulle dit versoek. En hulle gee nie eintlik om oor jou nie, en as jy hulle gelukkig maak, is jy gelukkig, maar as jy hulle kwaad maak, is jy in groot moeilikheid. Nou, soos wat samelewing aangepas het, en ons het natuurlik baie wyser geword, dit het doodgeloop. Daar's bitter min mense in die wêreld wat nog in polytheïsme groot, maar daar is tog 'n klein handjie van mense wat in dit glo. Een van die gelowe, inteendeel wat baie prominent nog met dit is Hindoes. Ek glo daar's baie gode en hulle aanbid dit, is die grootste wat soms van polytheïsme. Maar dan het jy universalisme. Nou universalisme beteken daar's baie gode
En hulle almal lei jou eintlik na dieselfde plek toe. So as ons dit nou as 'n voorbeeld van 'n berg kan gebruik, en hierdie is die voorbeeld wat baie gebruik word, is dat daar's een berg en daar's baie maniere om op die bokant van hierdie berg te kom. Die bokant van die berg is waar God is, en die manier hoe jy jou lewe leef, is hoe jy na God toe beweeg. En daar is baie gode. En jy kan enigeen van hierdie gode aanvaar, jy gaan hemel toe. En hierdie is die interessantste ding, is dat hierdie is tans een van die grootste wêreld sieninge tans in ons samelewing. 70% van mense, Barna het laas jaar 'n studie gedoen, 2 jaar terug, 'n studie gedoen. Barna is 'n navorsingsinstituut wat 'n klomp mense vra. En van die mense wat hulle gevra het reg oor die wêreld, het 70% van mense gesê hulle glo dat Jesus is nie die enigste weg na die Vader toe nie. En so met ander woorde, hierdie is iets wat reg oor die wêreld 'n siening is. As jy 'n moslim is, kan jy nog steeds na die Vader toe gaan. Dis net 'n ander pad en jy het dalk 'n ander paar goed wat jy moet doen, maar jy kan nog steeds na die Vader toe gaan. As jy Hindoe is daar nog steeds vir jou pad na die Vader toe. Jy sien, hulle het al hierdie verskillende goed wat hulle kom en hulle sê. En dis die probleem met universalisme. Nou die ding met universalisme en hoekom soveel mense dit aanhang, is want ons ken dalk almal iemand wat 'n super nice mens is. En hulle is 'n amazing persoon, maar hulle glo nie in Jesus nie. En dan wil ons glo dat ons hoop dat hulle ook eendag in die hemel gaan wees. Ons wil nie hê hulle moet uitmis op die hemel omdat hulle nie in Jesus glo nie. Maar dis nie wat Jesus en die skrywers van die Nuwe Testament leer nie. Inteendeel, dis nie wat enige van die groot gelowe leer nie. Hulle sê, en dit kom by die derde ene, so jy het polyisme, universalisme, en dan het jy monoteïsme. Nou monoteïsme is wat ons glo, en dis wat meeste gelowe glo, is dat daar's een berg, en daar's net een manier om bo op die berg te kom. Nou ons verskil van al die ander gelowe in hierdie opsig. Kom ons vat byvoorbeeld, ek het julle 'n paar voorbeelde nou. In Islam leer die Koran dat jy geen ander God as Islam kan dien nie. En dan sê hulle, dis 'n interessante ding, in die Koran sê hulle, en veral nie die persoon wat sê hulle is Maria se seun nie. So hulle noem Jesus daar, hulle sê dat hy is die een, as jy hom volg, dan gaan jy verlore gaan. En so hulle sê jy moet Mohammed volg, en as jy Mohammed volg, die profeet, dan gaan hy jou na God toe vat. Die Jode byvoorbeeld glo, so onthou hulle, daar's een berg en ons een manier om bo op die berg te kom. As ek kyk na die Jode glo dat dit is beperk tot net die Joodse nasie. So daar's 'n God en hy is lief vir net die Jode, en almal buiten dit, daar's die plek vir hulle nie, en net hulle kan na God toe gaan. En hulle doen dit deur te offer en die wette te hou van Moses ensovoorts. So hulle glo, daar's een berg, God is bo op die berg, en die manier hoe hulle daar kom is om die wette van Moses te onderhou. Dan het jy ook maar natuurlik Boeddhisme. Boeddhisme sê dat daar's net een pad, en dit is van verligting, en jy moet die pad loop van die Boeddha om daar te kom. Maar Jesus kom draai hierdie hele ding op sy sê. Jy sien, hier's 'n berg, volg hierdie reëls en jy kom bo. Nou kom ons wees met mekaar eerlik, nie een van ons wat vanaand hier is, kan al die reëls volg nie. En hier's die ding, is selfs ons kyk ons na die Ou Testament, en jy gaan lees die wette van Moses, jy gaan lees Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium, waar al die meeste van die wette opgeteken is. En jy lees dit, dan gaan jy besef dat dit is onmoontlik vir my, en dit is onmoontlik vir jou, om al daai wette te volg. En Jesus verstaan dit, en dis hoekom Jesus se metode is nie, daar's 'n berg, en volg die reëls, en dan sal jy in die hemel kom nie. Jesus se manier is, ek is bo op die berg, ek kom van die berg af, woon tussen julle, wys vir julle hoe julle julle lewe moet leef, en dan maak ek vir julle 'n manier om by die bergtop uit te kom. Jy sien, hy draai die berg heeltemal om. Hy kom woon tussen ons. En dis wat Jesus hier kom sê vir sy disippels. Hy kom sê vir hulle, ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. En die rede hoekom Jesus hierdie met ons deel, is want hy weet, in die tyd waar ons leef, gaan 'n klomp mense sê, man, almal glo ons in elk geval dieselfde ding. Ons doen nie. Ons glo dat Jesus is die enigste weg na die Vader toe. En dis wat hy vir hulle sê. Hy sê vir hulle, daar gaan 'n klomp goed wees wat julle aandag gaan wil aftrek, 'n klomp opinies, 'n klomp vals profete. Onthou laasweek het Jesus ons gewaarsku teen herders wat dit net doen vir hulle self. Daar's tot mense wat jy gaan probeer oortuig dat as jy doen wat hulle sê jy moet doen, dan gaan jy in die hemel uitkom. Maar Jesus sê nee. Hy sê, wat as jy by die Vader wil uitkom, het jy nodig om dit deur my te doen.
Ek en jy kan nie eendag by die Vader uitkom, en ek wil net die volgende duidelik maak, ons hoof fokus is nie noodwendig net om in die hemel te kom nie. Ons kan nie net leef om, ons gee ons harte vir Jesus, ek gaan hemel toe nie. Dit moet nie die fokus van jou lewe wees nie, en ek wil vanaand daar eindig deur ons te challenge met iets op dit. Maar tog, moet ons lewens op so 'n manier lewe, want wie is die realiteit, julle? Daar is 'n lewe na hierdie lewe. En die vraag is, waantoe is jy op pad? Nou, ek wil nie vanaand jou bang maak nie, want as ons jou bang maak, moet ons jou bang hou. En ek het nie die krag daarvoor nie. So jy kan nie uit vrees uit, ek wil nie hel toe gaan nie, ek gaan my hart vir Jesus gee. Dit is nie verhouding nie, hoor. Verhouding sê, Jesus, ek is lief vir u, daarom wil ek my lewe verander en ek verstaan wie u is. Inteendeel, dis hoekom Jesus hierdie 3 stellings maak. So kom ons vat 'n oomblik en ons kyk na hierdie 3 stellings. Die eerste ding wat Jesus sê, ek is die weg. Met ander woorde, daar's 'n pad wat gevolg moet word, en ek is die weg, en as jy nie die weg volg wat ek vir jou sê om te volg nie, dan gaan jy nie by die Vader uitkom nie. So daar's net een pad wat ons moet leef, en jy moet hom kies, en Jesus sê, die enigste manier wat jy op daai weg kan leef, is deur my. En die manier hoe ons dit doen, is ons kyk na Jesus se lewe. Ons kyk wat Jesus gedoen het, ons kyk hoe Jesus opgetree. Want as dit net is, as die weg na die Vader toe was net om 'n goeie mens te wees, hoekom het Jesus dood gegaan aan die kruis? Dan was dit mos onnodig. Maar Jesus het gesterf, want hy het geweet, ek en jy kan dit nie doen nie, en daarom het hy in ons plek gaan sterf, en so hy kom hier so en hy sê, ek is die enigste weg na die Vader toe. Nou ek wil vir julle nou 'n praktiese voorbeeld hier noem. Ek is mal daaroor om te reis. Ek is mal daaroor ek het nou die voorreg gehad om in my lewe 2 keer oor see te gaan. Ek kan nie wag. Jeannie was nog nooit oor see nie. Die verste wat Jeannie al oor see was Swaziland. Shame. So, ek wil baie graag vir Jeannie iewers te Europa toe vat. Ek is mal oor Europa. Ek het die voorreg gehad om bietjie soontoe te gaan toe ek jonger was. En is my hierdie interessante ding wanneer jy op 'n lughawe kom. 'n Lughawe is 'n interessante plek vir al 'n ander land se lughawe. Wie van julle was al op 'n ander land se lughawe gewees? Okay? Scary plek, né? Jy voel heeltyd of iemand jou gaan toesluit. Hulle dink jy dalk drugs in jou boot of iets, ek weet nie. Hulle kyk jou so, ek beloof jou, daai hond loop verby jou en check jou. Hier is 'n Suid-Afrikaner. Ek dink ons moet maar net 'n bietjie weier loop, okay? En jy kyk hierdie TV-programme waar mense onskuldig is, dan word hulle toegesluit. En so dis 'n vreemde plek, maar hier is die ding met 'n lughawe. As jy na die verkeerde hek toe gaan, en jy gaan sit in die verkeerde ry, dan gaan jy in die moeilikheid kom. Nou kom ons sê ek is op 'n lughawe, en ek is paniekbevange, ek weet ek moet iewers heen gaan, ek kan nie lekker verstaan nie, dis alles in 'n ander taal, maar jy kry my op die lughawe, en jy kom na my toe, jy sê, Marius, moenie worry nie. Maak nie saak wat se een van hierdie vliegtye jy vat nie, jy gaan terugkom in Klerksdorp by jou vrou en jou 2 seuns, alles, klim met op enige vliegtuig. Jy bedoel goed, want jy wil my graag help, maar eintlik is jy nie lief vir my nie, want as jy dit vir my sê en ek klim op 'n vliegtuig en daai ding vat my Irak toe en dan hoor ek net missiele oor my afgaan en dan kom dalk nie by die huis af nie, is dit jou skuld. Maar dan kom daar van ons dalk na my toe en ek skets hierdie en ek hoop jy sien waartoe ek gaan met hierdie. Is dalk is daar van ons wat op 'n lughawe is. En terwyl jy op hierdie lughawe is, dan kyk jy wat se een van hierdie hekke en ek is lief vir jou en ek kom na jou toe en ek sê ek weet jy wil terug gaan Klerksdorp toe. Maar jy moet hek D18 vat. Dan sê vir my, wie's jy om vir my te sê, die enigste hek wat terug gaan Suid-Afrika toe is D18, is dit soos jou gunsteling nommer of iets? Sê ek, nee, ek weet dat D18 gaan terug OR Tambo toe, en op OR Tambo kan jy jou Bolt of iets skryf wat jy terug kan vat Klerksdorp toe. Klim op vliegtuig D18. Jy sien, want daar's een weg, en daai weg vat jy terug soontoe. Maar in ons samelewing, waar ek en jy beweeg, is daar soveel mense, hulle wil enige vliegtuig gaan klim. En wanneer ons vir hulle sê, maar daar's net een wat werklik na die Vader toe gaan, dan raak mense vir ons kwaad. En dis hoekom mense sê, die weg wat ek vir jou sê om te loop, is die regte weg. Maar dan kom Jesus die tweede ding, hy sê, ek is die waarheid. Nou, ek wil net die volgende noem, oor dit, Jesus kom hier so en hy sê vir ons, dat volg die weg wat ek vir jou gee, want ek is die enigste weg, ek is die eksklusiewe weg na die Vader toe. Maar dan kom Jesus, hy sê, ek is ook die waarheid. Jy sien, waarheid in ons samelewing het baie al verander. Ons leef in 'n samelewing wat live your truth. Wat vir jou waar is vir jou waar. Wat vir my waar is vir my waar. En kom ons besluit nie op dit. Ek gaan jou wat jy begin. Solank jy nie glo wat ek glo is verkeerd en my moeilikheid daaroor gee nie, is dit fyn. En ons leef in 'n samelewing waar waarheid is so moeilik, want almal sê nee, dis my waarheid, maar is jou waarheid
die waarheid. Ek wil jy moet gou jou oë toemaak vir 'n oomblik. Moenie worry nie, ek sal na jou handsak kyk, niemand sal hom vat nie. Ons bly immers in Klerksdorp. Maak jou oë toe en dan wil ek hê, vat jou wysvinger. Dis sit gou jou wysvinger in die lug. Sit jou wysvinger in die lug. Ek moet nou net hier op my horlosie kry wat ek soek. Sit jou wysvinger in die lug. En dan wil ek hê, as julle almal julle wysvinger, steek jou wysvinger op soos in graad 1. Dis van julle wat nie. Maak toe jou oë. Dis van julle wat rondkyk, moenie rondkyk nie. Kyk, moenie rondkyk asseblief. Ek vra jou mooi. Ek wil net gou hierso. My horlosie draai. Wag. Okay. Ek wil hê jy moet my wys, waar is noord? Steek jou hand in die rigting van noord. Steek jou hand in die rigting van noord. Okay, maak gou op jou oë. Dan kyk jy. Okay. Soos van julle wat julle hande in die lug opsteek, ek wil net daai tyd met jou gesprekke hê, vir jou verduidelik, jy weet hoe hierdie storie werk. Maar volgens my Garmin is daai noord, okay? Is daai noord. Dis waarheid. Jy kan jou opinie hê en sê, Marius, daai is vir my noord. Wel, gaan noord en dan kyk jy hoe ver kom jy, okay? Jy gaan definitief op die verkeerde bestemming uitkom, maar wys gou almal saam met my soontoe. Noord. En dit beteken as daai noord is, dan is daai wes. Nee. En wat as ek voel? Nee, maar dit is verkeerd benoem. Nee, daai suid. Noord, suid. En ek het seker maak ek is reg. Oos, wes. Okay? Dis waar. Dis soos God se woord. Mense kan opinie sê, maar dis soos 'n kompas. Jy kan jou opinie hê, waar is waar en noord, wat, maar dis waar. En wat Jesus kom sê, hy sê, ek is die weg na die Vader, maar tweedens is dit nodig om te verstaan, dit wat ek sê is waar. My lewe is waar. Dit kan nie verdraai word. Jy sien, ons leef in 'n samelewing waar soveel mense wil draai wat Jesus gesê het. Jesus sê, nee, ek is die waarheid. En inteendeel, Jesus kom en hy sê in Johannes 8:32, is een van my gunsteling skrifgedeeltes, hy sê, dan sal julle die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Daar's 'n interessante studie so maand terug wat gepost is oor die impak wat pornografie op mense se lewens het. En dit is fascinerend, hulle sê dat wanneer iemand pornografie kyk, wat gebeur is, dit maak mense depressief, en dit maak dat hulle wil selfmoord pleeg, en dit maak dat hulle onttrek uit die samelewing uit. En wat die mense toe in die kom, en dit was my die fascinerendste ding, so hierdie studie kom, hulle het mense bestudeer, hulle het navorsing gedoen oor mense wat pornografie oor 'n baie lang tyd kyk, en agtergekom het hierdie ding verwoes letterlik lewens, en dit maak mense minder hulle self, en dit is die interessantste ding, op hierdie artikel wat gepost is daar comments, en in hierdie comments skryf mense, die enigste rede hoekom ons so voel, die enigste rede hoekom ons wat pornografie kyk en pornografie maak, en dit was veral hulle wat pornografie maak wat dit gesê het, so voel depressief en selfmoord wil pleeg, is omdat ander mense nie met ons saamstem nie, en is julle skuld dat ons so voel. Nee. Sien jy, Jesus het ons gesê, laasweek het ons gelees uit Johannes 10:10 uit, die vyand kom vir een rede, om te steel, te slag en te verwoes. Jy sien, uit hierdie mense so oortuig dat wat hulle doen is waar en reg, dat hulle draai om en sê, dis julle skuld, omdat julle nie wil goedkeur wat ons maak en wat ons kyk nie. Laat my net toe om te doen wat ek wil doen en kyk wat ek wil kyk. Maar Jesus weet dat as jy net na 'n vrou kyk, het jy egbreek in jou hart gepleeg. Dis nie goed vir jou nie, dit skeer jou uit mekaar uit. Jesus weet dat as jy nie by hom sit nie, gaan jy nie die krag hê om deur jou lewe te kom en dis hoekom hy vir jou sê, ek is die weg, ja, volg my waar ek gaan, maar tweedens, volg my woorde. Dit wat ek sê is waar. Weet jy wat waar is in jou lewe en aan wat meet jy dit? Jesus sê, meet dit aan my. Ek is die weg, ek is die waarheid. En dan kom Jesus by die laaste punt en dis waarom ek wil afsluit vanaand. Hy sê, ek is die lewe. Jy sien, Jesus weet dat wanneer ek en jy saam met hom 'n pad stap, gaan ons weet waar om te gaan. Ons gaan kan onderskei tussen wat vals en waar is. Maar derdens, die tipe lewe wat jy gaan lei is lewe en dit in oorvloed. En dis weer eens laat my dink aan laasweek se gedeelte. Johannes 10:10. Ek het gekom sodat jy lewe kan hê en dit in oorvloed. En jy kan van Johannes 14 opsit langs wat Jesus kom sê, hy sê ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. En Jesus nooi ons vanaand uit om te besef dat wanneer ons saam met hom leef, dan leef ons eers werklik. En soveel van ons het dalk op ander goed begin energie kry en ander goed maak ons lewens vol. Ek wil vir jou sê, daai goed gaan jou teleurstel, daai goed gaan jou nie kan onderhou nie, jy gaan seer kry en dit gaan jou verder van God af weg. Maar Jesus sê, as jy die lewe sal leef wat hy jou na toe vanaand nooi, dan gaan jy lewe en dit in oorvloed hê.
En so jy moet vanaand die vraag afvra, wil jy die weg volg van Jesus? Ek wil jou nou al waarsku. Jesus sê, as jy my wil volg, moet jy jou kruis opneem. Jou eie ek prys gee en my volg. Dis nie altyd maklik om die weg van Jesus te volg nie. Maar tweedens sê Jesus, die wêreld gaan vir jou 'n klomp goed sê en jou wêreldprentjie gaan mense wil sê 'n klomp goeters. Hy sê maar waar jy waarheid meet is aan wat ek vir jou sê waar is. Lees my woord. Dit gaan vir jou wys wat waar is. En hy sê dis hoe jy na die Vader toe gaan en laastens sê hy en die manier hoe jy hierdie lewe gaan leef is deur my. Inteendeel, dis fascinerend. Kolossense 1 vers 16 sê die volgende: God het deur Jesus, deur hom alles geskep wat in die hemel en op aarde is. Alles wat ons kan sien en alles wat ons nie kan sien nie. Konings en regerings, owerhede en magte. En dan hoor jy so, alles is deur hom en vir hom gemaak. Met ander woorde, Jesus weet hoe hierdie lewe veronderstel is om te leef te word. Hy het dit gemaak. Dis vir hom gemaak. En soos hy vir jou sê, leef op die volgende manier, is dit 'n uitnodiging vir my en vir jou. So Jesus sê, ek is die weg, ek is die waarheid en die lewe. Nou ons het baie keer hierdie prentjie van Jesus as 'n bouncer. En dan kom ek sê Jesus is soos 'n bouncer en ek weet nie wie van julle was al ooit by 'n nagklub waar daar 'n bouncer is nie, maar ek was al. En die doel van 'n bouncer is om mense uit te hou wat nie moet inkom nie en mense wat binne droog maak uit te gooi. En partykeer wanneer ons hierdie gedeelte lees in Johannes 14 is dit soos Jesus wat daar staan en hy staan daar by die hemelse hekke en dan gaan jy eendag dood en dan kom hy daar aan en sê vir jou, jy gaan hier inkom, my broer. Ek weet wat jou search history was. Of hy sê vir jou, ek weet jy het nie 'n goeie lewe gelei nie. Ek weet wat se foute jy gemaak het en hy staan daar soos 'n bouncer. Maar ek wil vanaand jou prentjie skuif dat jy nie Jesus sal sien as 'n bouncer wat staan en mense probeer uithou nie. Want dis nie hoekom Jesus hierdie gesê het in Johannes 14 nie. Hy het nie gesê, jy weet, moenie vir almal sê nie, maar ek is die enigste een wat eintlik vir julle kan wys wat is die weg, die waarheid en die lewe. Jesus sê dit hardop vir hulle. Hy sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy sê as mense na die Vader toe wil gaan, moet hulle deur my gaan en so hy's nie 'n bouncer nie. Inteendeel eerder wat ek sal sê is Jesus is soos 'n kompas. Hy's 'n rigtingaanwyser. Hy's 'n plek wat sê hy's iemand wat sê hierdie pad, as jy hierdie pad vat wat ek jou na toe uitnooi, lei dit na lewe toe. Dit lei na oorvloed toe, maar jy moet saam met my kom. En dan kom van ons en ons hardloop na Jesus toe en ons sê Jesus asseblief, ek wil hierdie weg, die waarheid en die lewe hê. Ek wil nie in leuns leef nie. Ek wil weet waartoe om te gaan. Here, ek wil lewe en dit in oorvloed hê. En dan kom ons by Jesus en in plaas van dat hy ons net soos toemaak, dan sê hy, okay, jy weet nou ek is die weg, die waarheid en die lewe. Dis wonderlik en jy gaan terugkom, maar gaan in die wêreld en gaan kry hulle wat dit nog nie weet nie. Jy sien, want dis die doel van kerk. Die doel van kerk kan nooit wees ons sit hier en ons sê Here, dankie dat ek weet U is die weg. Dankie dat ek weet wat is waar as gevolg van U. Dankie dat ek 'n lewe kan. Ag Here, dankie vir my lewe. Nee, wanneer ons dit hoor, dan sê Jesus, dis great, ek is so bly jy verstaan dit. Maar nou dat jy dit weet, gaan in die wêreld in, want ons mense daar buite wat dit nie weet nie. Daar's mense wat dink hulle kan op enige vliegtuig klim en hulle gaan in die hemel kom. Daar's mense wat heeltemal verlore is en leuns glo. Jy weet nou wat die waarheid is. Jy weet wat die weg is. Jy weet hoe voel dit om werklik te leef. Gaan dan uit. Gaan deel dit met ander. Jy sien, en dis die ding van die kruis en ons gaan nou oorgaan na ons nagmaal oomblik toe, man. Die ding van die kruis en ek het begin deur vanaand te vra, jy weet wat is eksklusief? Jesus is eksklusief in wat hy sê. Daar's net een weg na die Vader toe. Mens sien elke ander geloof is die fokus op jou. En jy moet jouself regkry. En jy. Maar Jesus kom en hy verander hierdie hele storie en hy sê die fokus is op my. Ek het meer as 2000 jaar terug aan Golgotha gehang sodat daar vir jou 'n weg is om na die Vader toe te gaan. Al wat jy hoef te doen is jy moet na Jesus toe kom. Jy moenie jouself uitfigure nie, jy moenie alles regkry nie, jy moenie perfek wees en ophou sonde doen nie. Hy staan vanaand en hy sê, jy wat moeg en oorlaai is, kom na my toe. Hy sê, ek is die weg, ek is die waarheid en die lewe. Jy moet net vanaand na my toe kom. En so ek vir jou vra om jou oë te sluit vir 'n oomblik en ons gaan nou amper nagmaal uitdeel. Maar daar waar jy sit, wil ek jou vra, het jy al die keuse gemaak om werklik Jesus te volg? Het jy al werklik die besef dat Jesus staan met oop arms en hy sê, kom loop saam met my.
Want as jy saam met my loop, gaan ek vir jou wys hoe jy hierdie lewe op so 'n manier kan leef, waar dit nommer 1 by die Vader gaan eindig. Nommer 2 gaan jy kan onderskei dit wat waar is en wat vals is. En ek sal vir jou leer wat is waar. Jy hoef nie te wonder nie, jy hoef nie in leuns te leef wat jou in elk geval net gaan verwoes nie. En as jy saam met my leef, as jy hierdie pad saam met my stap, wat gaan gebeur is, ek gaan jou 'n lewe gee wat jy nog nooit oor kon gedink het nie. En dit stop nie in hierdie lewe nie, dit gaan aan. Ek is die weg, ek is die waarheid in die lewe. En ons span gaan nou kom en hulle gaan nou nagmaal uitdeel. En ek wil hê jy moet hierdie 3 vrae vir jouself afvra. Volg ek tans die weg van Jesus? Glo ek wat hy sê is waarheid? Leef ek daai waarheid? En laastens vanaand vir jouself die vraag afvra: beleef ek tans lewe en dit in oorvloed? En dalk as jy nie een van daai 3 vrae reg kan beantwoord nie, is dit vanaand 'n wake-up call, 'n uitnodiging om te sê, Jesus, ek kom na U toe.